Here, maar Vader, dankie vir Koning Jesus. Dankie Here, dat ons U net kan eer in hierdie aand en kan weet, Here, Koning Jesus, U is die weg, die waarheid en die lewe. U is ons weg na die Vader. En dankie dat ons weet vanaand, U tree in hierdie aand vir ons in, Here. U naam wil ons groot maak, U naam wil ons eer. Ja, Here, ons hele hoop is net op U geplaas. Here, ook in hierdie aand waar ons na die woord gaan luister, is ons hoop op U, Here. My God, ons geloof in ons harte is gelê voor U voete, Here. En ons bid U, onsse God, dat U Gees sal kom vanaand en die harte van klip sag sal maak, Here. Ja, Here, die harte wat toe is weer oopmaak, Here. Die harte wat selfversekerd is, Here, weer oop sal maak, Vader, om verder geestelike groei te laat plaasvind, Here. En my God, ons eer U. Ons eer U vir lofsang, ons eer U vir aanbidding vanaand. Ons eer U vanaand vir die woord wat gaan uitgaan, Here. En ek eer U vanaand dat U my as mens sal verberg agter die ruwe kruishout, Here. En my God, ek gee my oor totaal aan die Heilige Gees in die naam van Jesus. En dankie Here, dat U elke boetie en sissie seun wat vanaand hier is, dankie ook hulle wat ingeskakel is, dat 'n dubbele mate van seën ook op hulle sal neerdal in hierdie aand, in die naam van Jesus. Amen en amen. Prys die Here. Kom ons gee die Here net groot lofoffer vanaand. Halleluja, prys die Here. Prys sy groot naam, halleluja. Halleluja, die eer aan die Here. Prys die Here, prys die Here. Geliefdes, wat 'n voorreg om eer aan hom te kan besing. Dit voel nie eens vanaand of ek moet bedien nie, want ek het soveel sekerheid in die woorde van lofsang en aanbidding gekry by die Here. Die sekerheid dat hy by my is. Die sekerheid dat hy die vrees wegvat. Halleluja. Al daai groot sekerheid. Die afgelope 8 weke is ons besig met die fondasie van geestelike groei. En geliefdes, vanaand maak ek klaar met die fondasie. Om geestelik volwasse te word. Ek moet mooi in my klem lê op die woord. Ek wil graag saam met u lees uit die boek van Efesiërs, die 4de hoofstuk, die 14de en die 15de vers. Efesiërs 4, verse 14 en verse 15. En vanaand wil ek by u pleit om aandagtig na elke saak te luister indien u 'n begeerte in die hart het om nie te bly waar jy is nie, maar om te vorder. Nie bly in die emosionele toestand waar jy is nie. Nie bly in die eie denkpatrone waar jy is nie. As jy nuwe resultate wil hê, moet jy dinge anders doen. Dieselfde resultate, dieselfde dinge wat jy doen, bring dieselfde resultate. Die woord van die Here lees as volg. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos die golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering.
deur die bedreery van mense, deur die sluwheid om die listigheid tot dwaling te bring. En ek het vanmôre daaroor gepraat. Maar terwyl ons in die liefde, die waarheid betrag, in alles sou opgroei, hoor mooi, in alles sal opgroei. Ek het nog nooit 'n boer gesien wat vandag mielies plant en môre oes hy nie. Het julle al so 'n boer gesien? Selfs toe die film uitgekom het, 5 like potatoes. Potatoes like 5, daardie film. Het daardie man groeipunte in die grond geplant. En hy moes wag dat dit moet opkom, dat dit die voltooide proses groei voor hy kon oes. En hier sien ek in die woord van die Here dat ons in alles sou opgroei. Met ander woorde, deur die proses beweeg, deur die groeiproses, om hom wat die hoof is, naamlik Christus. So deur Christus moet ons in alles opgroei, geliefdes in die Here. Daarom het ek weer 'n paar punte wat ek graag met u wil deel in hierdie aand. Geestelike geboorte is wonderlik. Emosioneel is dit vol vreugde en blydskap. Maar God se doel aan die einde is geestelike volwassenheid. Hier het die woord ons geleer vanaand, dat ons nie soos die wind, die golwe heen en weer slinger nie, dat ons nie so heen en weer geslinger word nie. En dan kom ek wys vir jou, hoeveel keer is ek en jy al rondgeslinger in ons lewe. Nou vra ek vir jou, steek vir my die hand op, hoeveel profetiese woord het jy al in jou lewe ontvang? Vir almal wat meer as 2 keer het, steek vir my die hand op. Vir almal wat 1 keer ontvang het, steek vir my die hand op. Vir almal wat nog nooit ontvang het nie, steek jy hand op. Hoeveel van daardie profetiese woord het waar geword? 0 tot niks. Wat wil ek vir jou sê? Maar ek wil vanaand vir jou vra, wanneer God met jou praat, hoeveel van God se woord het waar geword al in jou lewe? Halleluja, nou gaan die hande op. En die amens kom deur. En daarom is dit belangrik om te besef dat God wil hê dat ons almal geestelike volwassenheid moet bereik, sodat ons kan onderskei tussen reg en verkeerd. Een baba is afhanklik van iemand. Een baba is emosioneel. Soos wat baie kinders van die Here al dien, hulle die Here al 20 jaar, 30 jaar, hulle is so emosioneel, die geringste, dan bly hulle sommer by die huis. Dan kom hulle nie in kerk toe nie. Een baba is onstabiel. Maar 'n volwassene
is standvastig. 'n volwassene het onderskeiding tussen reg en verkeerd. 'n volwassene het 'n karakter wat gefestig is. 'n volwassene dra vrug van daardie karakter wat gefestig is. En nou wil ek vanaand vir u sê, gelowiges, God roep jou nie net om gered te word nie, maar God roep jou om op te groei. Hebreërs 5, vers 13 en 14. Voordat ek by die groeiproses kom. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van die Here. Die woord van geregtigheid. Dis die woord van die Here. Omdat hy 'n kind is, vers 14. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat die geestesvermoëns besit. Hoor mooi. Hoe word hierdie volwassenes vergelyk? Want hulle besit die geestesvermoëns deur die gewoonte geoefen. So met ander woorde, dis nie 'n eenmalige gebeurtenis en jy het dit nie. Jy is in die gewoonte geoefen om tussen goed en kwaad te onderskei. In die gewoonte, ingeoefen. Daarom, geliefdes in die Here, geestelike volwassenheid is 'n groeiproses. Niemand word oornag volwasse nie. 2 Petrus 3 vers 18. Groei gebeur deur, nommer 1, tyd. Dit gebeur met tyd. Nommer 2, in hierdie tyd wat dit gebeur, moet jy in jou geloof volhard. Dan moet volharding plaasvind op wie jou vertroue is en wie jou geloof is. Nommer 3, daar moet oefening plaasvind. Die woord het net vir ons gesê, ons moet ingeoefen wees. Daar moet oefening plaasvind. Dis waar die groei plaasvind. En die laaste is vanaand, wanneer hierdie groeiproses in volharding kom, in sy volmaakte vorm kom, bring dit vorming, dan word ek en jy gevorm. Geliefdes, is julle by my? Moenie my mis vanaand nie, want dan mis jy die groeiproses. En 'n praktiese voorbeeld wat ek uit die Bybel uitgehaal, is die disippels. Aan die begin, wat doen hulle? Hulle stry oor wie's die grootste in die koninkryk. Hulle is vol vrees, vol onsekerheid. Kom ek wys vir jou. Die Here vra vir die disippels, het julle vir hierdie mense iets om te eet? Nou moet jy weet, hier's 5000 man, sonder die vrou en die kinders. Hulle sê, nee Here, ons het nie. Stuur hulle na die dorp toe, dat hulle vir hulle iets gaan koop. Die vrees oorval hulle. Stuur hulle weg, dat hulle net wegkom van ons af, want ons het nie. Die bietjie wat ons het is vir ons. Die vrees oorval hulle. Vyf brode en 2 vissies, dis al wat hulle het. Geliefdes, die disippels is swak in die geloof. Die Here is saam met hulle op die skei.
Hy lê agter in die skei aan die slaap. Die storms kom op. Hulle maak hom wakker en sê, meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Hy bestraf die wind, hy beveel die see om stil te word, en hy maak die storm stil. En hy sê vir hulle, het julle dan geen geloof nie? Jy sien, hulle was swak in die geloof. Maar toe gebeur daar iets. Hulle groei. Hulle groei. Hulle neem in wat Jesus hulle onderrig met al die gelykenisse. Met al die wonderwerke wat in hulle midde plaasvind, groei hulle. En nou moet jy kyk, hoe het hierdie disippels gegroei? Hulle was gelei deur die Here Jesus Christus. Hulle was vol vrees, vol ongeloof. Maar die proses verander. Dit verander. En hulle verander so in hulle inoefening van hulle geloof, dat hulle bereid is om te ly. Hulle word van volgers na leiers. Nommer 2. Kind van God, van vrees. Vol van vrymoedigheid. Die woord sê, toe Petrus sy toespraak gelewe het, was hy vol van vrymoedigheid gewees, en hy het met vrymoedigheid gespreek. Daardie onseker man het verander deur die inoefening in sy groeiproses. Hierdie disippels het geestelik van, hoe kan ek vir jou sê duidelik vanaand, van verloning, het hy so standvastig geword, Petrus, so standvastig, dat hy self ook, soos Jesus gekruisig moet word, en toe vra hy, kruisig my onderste bo, want ek kan nie wees soos my meester nie. En hy is onderste bo gekruisig, standvastig gesterwe, vir die geloof, waarin hy gestaan het. Kind van God, Jesus het hulle nie net hulle gered nie, maar Jesus het hulle gevorm. Kyk wat sê die skrif, maar julle moet toeneem in die genade, maar nie net in die genade nie, want almal staan mos net op die genade, en dan wil hulle leef soos hulle wil. Hulle wil doen wat hulle wil kerk toe kom soos hulle wil hulle Bybel lees soos hulle wil bid soos hulle wil, want hulle staan mos nou in die genade. Maar my God sê vanaand, jy moet nie net in die genade staan nie, jy moet ook in die kennis staan. Die kennis van die Here Jesus, die saligmaker. Aan hom kom toe die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen, met ander woorde, tot in ewigheid gaan die heerlikheid aan hom behoort. Daarom moet jy groei in die kennis, nie net in die genade bly nie, want deur genade is ons gered deur die geloof wat ons in Jesus Christus het. Dit staan in Romeine geskrywe. Kind van God, ek sit so lank op Efesiërs 4:14. Volwassenheid wys in jou stabiliteit, waarin jy staan. 'n Onvolwasse gelowige word maklik ontmoedig. Hy verloor moed maklik. Hy verloor spoed. Hy twyfel. Hy raak ongemaklik. Nommer 2, 'n onvolwasse gelowige struikel oor opinies van mense. En kom ek wys vir jou, hoeveel van u het al gestruikel, jy luister na 'n woord, jy vat daai woord jou eie.
En dan gebeur dit nie. En dan sit jy by jou huis, dan word jy negatief. Praat ek die waarheid of vertel ek nou 'n leuen? En môre doen ons dit maar net weer. En weer, en weer, en weer, en weer, en weer, en weer. Gelowiges, hoor mooi my woorde. Die Bybel leer my, saam met elke belofte, kom daar 'n vereiste. 'n Belofte sonder 'n vereiste is 'n valse lering, en jy gaan deur die wind heen en weer rondgeslinger word. En as ek en jy nie voldoen aan daardie vereiste nie, kan daardie belofte nie 'n werklikheid word in ons lewe nie. En nou kom dit bring my by hierdie geestelike proses uit, dat hierdie geestelike proses in volheid moet kom. Want 'n onvolwasse struikel oor opinies. 'n Onvolwasse leef volgens sy emosies. Hoe hy voel. En die skrif sê, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos die golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering. Ek het dit vir julle gelees, ek lees dit weer. Deur die bedriegery van die mense, deur die sluwheid en listigheid, tot dwaling te bring nie. En 'n Bybelse voorbeeld is Petrus. Petrus loop op die water. Jesus sê, kom Petrus, kom. Hier kom Petrus op die water geloop, na Jesus toe. Kind van God. En hy begin sink. Hoekom? Hy was onvolwasse. Hy was ontmoedig deur die storms. Die storms het sy geloof aangetas. Petrus is by die vuur, hy ontken Jesus. Onder die druk vou hy. Petrus reageer impulsief. Die Here sê, hy gaan gekruisig word. Hulle gaan hom aan 'n kruis hang. En hy vertel die disippels en Petrus vat hom om die lyf. En hy sê, Here, mag dit tot in ewigheid nooit gebeur nie. Hy tree impulsief op, omdat sy emosies hom gelei het. Hy was onvolwasse, omdat sy emosies hom lei. Hoe baie keer lei ons emosies ons, omdat ons mense jammer kry, maar ons is buite die woord van God. Hoe baie keer lei ons emosies ons, maar ons is buite die wil van God. Ek wil dit 'n derde keer sê, hoe baie keer lei ons emosies ons, as ons buite die wil van die Here. Kind van God. Maar ek wil hê, jy moet kyk, nadat Petrus nou al hierdie dinge deurgegaan het, het daar stabiliteit in sy lewe gekom. Dat stabiliteit in sy lewe gekom. Hy het vasgestaan in die geloof in Christus Jesus, en hy het Jesus verkondig aan die Jode. Aan die Jode. Het hy die woord van die Here gebring. Hy het met vrymoedigheid gepreek. En toe hy en Petrus, hy en Johannes by die skone poort kom, lê hier 'n krepelman, wat hulle elke dag daar aandra, om 'n almoes te kry.
En met vrymoedigheid het hy die oë op hom gehou, en hy het vir hulle gekyk. En Petrus sê vir hom, goud en silwer het ons nie, maar wat ons het, dit gee ons vir jou in die naam van Jesus, staan op en loop. En onmiddellik het sy enkel sterk geword. Met vrymoedigheid het Petrus, Markus 16, wat die Here Jesus vir hulle gesê het, vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. En onmiddellik het Petrus dit toegepas. Met ander woorde, Petrus het met vrymoedigheid opgetree. Petrus het verskeie kere wanneer die kerk getwis het hy die kerk gelei, kind van die Here. Van sy emosies, van sy impulsiwiteit, het hy verander en hy die kerk gelei. Geestelike volwassenheid bring innerlike stabiliteit in jou en in my lewe. Maar ek moet my verstout vanaand om weer vir jou te vra. Word jy maklik ontmoedig? Struikel jy oor opinies en wat mense van jou dink en wat mense van jou sê? Leef jy volgens jou emosies? Dan is jy nog onvolwasse. Kind van God. Volwassenheid wys in karakter en liefde. Galasiërs 5:22. Die vrugte van die Gees. Kinders van die Here, kennis alleen maak nie volwasse nie, maar jou karakter doen. Jou karakter toon dat jy volwasse is. Hoe jy reageer in jou omstandighede, wys of jy volwasse is of nie. Daarom staan daar in hierdie skrifgedeelte, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, en die heel laaste een dink ek is die belangrikste, selfbeheersing. Maar weet jy wat? God het geweet ons gaan 'n probleem hê met selfbeheersing. En raai wat doen hy toe? Hy gee ons 'n gees wat ons lei in krag, in liefde en in selfbeheersing. Hy los ons nie alleen nie, hy weet waar ons swakheid lê en hy gee 'n gees. Die Heilige Gees om saam met ons hierdie pad te stap. Gee jy die Heilige Gees 'n erkenning om jou selfbeheersing te help lei, kinders van die Here? Net jy kan daar die antwoord gee. Ek wil dieselfde voorbeeld gebruik as vanmôre weer vir Josef. Josef se volwassenheid wys in die volgende 3 gedeeltes van sy lewe. Nommer 1, Josef wys sy volwassenheid, dat hy volwasse in die geloof geword het. Dit toon in sy karakter, sy volwassenheid, toe hy sy broers vergewe het. Hy het hulle nie verwyd nie, hy het hulle vergewe. Nommer 2, hy wys sy volwassenheid deur nie bitter te word nie. Ek het al baie dae gewonder, oom Martin, as jou broers jou in 'n put gooi, en hulle ontmoet jou na 'n paar jaar nadat jy daai put uitgekom het, wat gaan jy met hulle maak? Ja, oom Martin, dis wat ons sal maak. Oom Martin wys net vir my so. Kinders van die Here, dis ons denke. Hoor my woord vanmôre. Vanaand, dis ons denke. Dis ons optrede. Dis hoe ons wil reageer. Dit wat ons natuur vir ons sê om te reageer. Dis wat die vlees sê. Ons moet reageer.
Maar die Gees sê iets anders vanaand. En Josef wys vir ons hoe om te reageer. Hy het nie bitter geword nie. En Josef sien God se hand in hierdie hele saak. Hoe sien hy God se hand? Hy sê vir hulle, God het my vooraf gestuur om hier in beheer te wees, sodat julle nie doodgaan van die honger nie. Is dit nie wonderlik nie? Hy sien nie die negativiteit raak nie. Hy sien God se hand raak. Hy kyk nie terug nie, hy kyk vorentoe. Gelowiges, volwassenheid is wanneer jy reg, jy moet mooi hoor en ek het hierdie reg op my dokument vanaand in hoofletters geskrywe. Wanneer jy reg reageer, selfs wanneer jy verkeerd behandel word. Eina, ons kan maar sê eina. Somtyds reageer ons emosioneel. Kind van die Here, dink mooi hieroor, gaan dit weer sê. Volwassenheid is wanneer jy reg reageer, selfs wanneer jy verkeerd behandel word. En baie keer is dit die beste om net stil te bly. Dit maak almal rondom jou mal. Maar jy het vrede. Want hoor nou mooi. Hoor mooi na hierdie woorde. Die persoon wat na jou toe kom, gaan verantwoording doen hoe hy optree. En jy gaan verantwoording doen hoe jy daarop reageer. Hoor mooi die antwoord. En dis wat presies wat hier met Josef gebeur het. Sy reaksie het sy volwassenheid getoon. Volwassenheid kom deur oefening en gehoorsaamheid. Oefening en gehoorsaamheid, Hebreërs 5:14. Ek het dit al gelees, ons lees dit weer. Geestelike groei gebeur deur, nommer 1, die woord van God. Dit gebeur nie as jy boeke lees nie. Dit gebeur nie wanneer jy na mooi preke luister, na mooi boodskapies nie. Want elke ou wat 'n boodskapie stuur, glo hy word deur die Gees gelei. Nou weet ek nie, die Gees gaan nie iemand lei wat teen die Bybel praat nie. En baie van hierdie boodskapietjies kan ek sommer hoor, is so ver van die Bybel af, die duiwel like it. Hy het nie 'n probleem daarmee nie. Daarom laat hy dit versprei soos die sand van die see. Van hoe meer valsheid jy kan glo, hoe verder is jy van die Here af. Jy moet mooi hoor vanaand. Nommer 2. Geestelike groei gebeur deur gebed. En Daniël is hier 'n groot voorbeeld. Van balling het hy die regte besluit geneem en hy het aangehou bid en God geloof. Hy het baie keer nie eens geweet wat om te bid nie, sê die woord van die Here, maar hy het God geloof in daardie gebede. En God het hom verhoog tot tweede in bevel van Babel. Gebed.
Nommer 3, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan die woord van die Here. En as jy 'n kind is, gehoorsaamheid aan jou ouers. En as jy 'n volwasse is, gehoorsaam aan God. Gehoorsaamheid. En nommer 3, dink ek is die grootste skok vir almal, beproewinge. Jy groei deur beproewinge. Nou is daar baie predikers wat sê, moenie bekommerd wees nie, as jy jou 10de betaal en jy doen wat goed is aan almal, en jy gee jou geld uit vir die mense, en jy sorg vir die armes, en want die helfte wil arm wees. Want hulle roep armoede. Hulle roep tekorte. Hulle spreek dood oor hulle self. Gelowiges, die Here sê vanaand, deur beproewinge. Maak nie saak wat wie sê nie. Die Here het gesê ons gaan deur beproewinge gaan. Want hierdie beproewinge gelowiges bring lydsaamheid. Dit bring geduld. Net soos 'n spieroefening nodig het, groei jou gees deur toegepaste gehoorsaamheid. Al bly almal by die huis, kom kerk toe. Dis die regte ding om te doen. Al wil niemand bid nie, bid jy. Al wil niemand Bybel lees nie, lees jy Bybel. Al wil niemand oor die Here praat nie. Ek het min vriende. En baie mense hardloop weg van my. Want ek kan nie oor hierdie wêreldse dinge praat nie. Ek kan oor die woord van die Here praat. En ek kan oor die grootheid van God praat. Geloof tussen die Here. Abraham is hier 'n baie belangrike voorbeeld. Want elke stap wat Abraham geneem het sy geloof gegroei. Toe God hom sê trek, toe trek hy. Toe bring hy hom in Kanaan en hy sê hierdie land gaan ek in jou nageslag wees. En hy laat hom op die berg staan en hy sê kyk na die noorde, so ver as jou oog kan sien, gee ek in jou nageslag. So ver as jy kan sien na die ooste, gee ek in jou nageslag. So ver wie kan sien, na die suide gee ek in jou nageslag. So ver wie jou oog kan sien, na die weste gee ek in jou nageslag. Maar Abraham, jy moet weet, jou nageslag gaan 400 jaar onder ballingskap wees. Wees die sonde wat hulle doen. En God toets vir Abraham, hy sê, jy gaan 'n seun baar. En hy kry nie 'n seun nie, en hy vat toe die diensmeisie en Ismael word gebore. Maar Ismael het ook 'n doel gehad. Want onthou wat ek vanmôre vir u gesê het, Ismael se nalatenskap, die Ismaelitiese geselskap, het vir Josef gekoop en hom weer verkoop aan Potifar. So was dit die enigste doel van Ismael gewees, het hy 'n goeie doel gehad. Nou kyk almal my verbaas aan. My broer en my suster, jy moet jou Bybel lees. Die Bybel is 'n wonderlike boek. En ek beloof jou, daar is nie interessanter dinge wat jy kan leer en lees en ondervind as wat in die Bybel staan nie. En as jy mooi stories wil lees, gaan lees die Ou Testament. Want hierdie saak is een van die belangrike sake wat jy te harte moet neem. Ismael is een van die seuns van Abraham by Hagar. Maar op 98-jarige ouderdom het Sara hier ook 'n kind gebaar. Isak. En God sê vir hom, gaan offer jou seun, om een van die gebergtes van Moria, en hy het 9 koppe gehad, wat ek jou sal aanwys. Jy moet mooi hoor vanaand,
na die een toe wat ek jou sal aanwys. As Abraham nie vir God geluister het nie, het hy die verkeerde kop gekies. En as hy die verkeerde kop gekies het, was daar nie 'n bok om in Isak se plek te sterwe nie. Jy moet mooi hoor vanaand, kind van die Here. Die woord is kragtig. Die woord het baie diep betekenis en geheime wat ontsluit word wanneer jy groei in die teenwoordigheid van God. Wanneer jy geestelike volwassenheid bereik, dan ontsluit al hierdie dinge vir jou. En God maak dit vir jou oop. Ek haas my. Kinders van die Here. En Abraham vat vir Isak en God sien Abraham se geloof dat hy Isak nie vir hom sal spaar nie. En wat sê God vir hom? Want raak jou seun nie aan nie, want nou weet ek. Nou weet ek. Kinders van die Here, dink net daaraan, wanneer jy die regte dinge doen, jy leef in hierdie volwassenheid, waar God in die hemel kan sê, nou weet ek. Nou weet ek. En hy noem jou naam. En elke engel hoor jou naam. Koning Jesus aan sy regterhand hoor jou naam. Nou weet ek. Praktiese voorbeelde in die woord van die Here. Van volwassenheid. Nommer 1, Moses. Van impulsiewe man tot sagmoedige leier. Dawid. Leer berou en nederigheid. Paulus. Leer tevredenheid in alle omstandighede. Hoor mooi. Leer tevredenheid in alle omstandighede. Sit vir my Filippense 4 vers 11 op. Kind van die Here. Nie dat ek uit gebrek sê nie. Want ek het geleer, hoor wat sê Paulus, ek het geleer vir die Filippense. Hy sê dit vandag ook vir Trinity bedieninge. Ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek is tevrede met hierdie omstandighede waarin ek is, want ek vertrou nie die kerk nie, ek vertrou God. Ek is vernoeg in hierdie omstandighede, want my hoop is nie op mense nie, my hoop is nie op die kerk nie, my hoop is op God. Ek is vergenoeg in hierdie omstandighede, want ek word nie deur dit wat ek sien gelei nie, maar ek word deur die Gees van God gelei. Ek is vergenoeg in hierdie omstandighede, want deur my proses het ek volwasse geword om ten volle my lewe aan God toe te wy. Hoor mooi, deur my omstandighede. Ek gooi nie handdoek in nie. Ek soek nie maklike oplossings nie. Volwassenheid beteken jy word nie meer deur jou omstandighede beheer nie. Hoeveel van ons omstandighede beheer ons nog? Dit beheer ons denke, dit beheer ons keuses, dit beheer ons besluite, dit beheer hoe ons ander mense hanteer. Dit beheer, as ek nou nie lekker gewerk het nie, dan wil ek sommer met almal 'n vark wees. En as jy hond jou so kyk, dan kruip hy ook onder die bed weg. Kind van die Here, mag ek vanaand met jou deel, en ek weet ons het lank aan, mag ek 'n praktiese plan saam met jou deel vanaand. Gemeente, is julle nog by my? Prys die Here, ek weet dis warm en die moegheid gaan jou dalk oorval. Maar vanaand wil ek hê jy moet jouself ondersoek. Kinders van die Here,
En ek wil sê vanaand dat hierdie hele oefening is soortgelyk aan vanoggend se oefening. Dis soortgelyk want alles is gefokus op geestelike groei. Alles is gefokus op my en jou verandering, vernuwing, verbetering. Hoor wat ek wil sê, verbetering. Nou gaan u miskien vir my sê, en ek ervaar in my gees, hier's iemand wat dink, pastoor, dink jy daar's fout met my? Dan sê ek, en juist omdat jy so dink, ja, daar is fout met jou. Want as die Gees nie vir jou gesê het, daar's niks fout met jou nie, dan sou jy nie dit gedink het nie. Vra vir die Here, Here, waar reageer ek nog onvolwasse? Wys my, waar reageer ek nog onvolwasse? Maar jy moet bereid wees om reg te maak. Jy moet bereid wees om te verander. Jy moet bereid wees om te vernuwe. Jy moet bereid wees om 'n proses deur te gaan tot daardie volwassenheid. In my emosies, in my konflik met mense, in my teleurstellings, in die kritiek wat ek beleef. En niemand hou van kritiek nie. Waar reageer ek nog onvolwasse? Nommer 2, vra God, Vader, watter karakter, eienskap wil U in my ontwikkel? Nommer 3, watter een praktiese reaksie gaan ek hierdie week verander? Vra vir die Here van hierdie week, vra die Here, Here, help my vandag te reageer soos Christus. Help my om te reageer soos Christus. Kind van God, God is nie besig om jou te seën nie. Nou gee ek vir jou slegte nuus. God is besig om jou te vorm. Hy's besig om jou te vorm. Geestelike volwassenheid is nie om perfek te wees nie. Geestelike volwassenheid is nie om almal tevrede te stel nie. Maar geestelike volwassenheid is konsekwente groei. Altyd dieselfde. Geestelike volwassenheid is nie foutloos nie. Is nie foutloos nie. Hoor wat ek jou sê, is nie foutloos nie. Maar geestelike volwassenheid is standvastigheid. Al is ons nie foutloos nie, is ons standvastig. En mag ek afsluit met die volgende woorde. Die doel van geestelike groei is nie net 'n beter lewe nie, maar is 'n lewe om soos Christus te word. Jy moet mooi word. Ek gebruik die woord word, omdat dit 'n groeiproses is, om soos Christus te word. Aanvaar U my uitdaging wat ek vir jou het vir die week? Sê 'n bietjie amen. En as jy hierdie uitdaging aanvaar, staan op jou voete. Nou het jy 'n kans om te bly sit. Sê, Here, ek aanvaar, ek staan op my voete want ek aanvaar hierdie uitdaging. Here, ek gaan vir U vra, waar reageer ek nog onvolwasse?
Watter karaktereienskap wil U in my ontwikkel, Here? En dan moet jy besluit, watter een praktiese reaksie gaan jy hierdie week verander? Ek het hier die geleentheid gegee om te sit. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, vanaand beleef ek U liefde. Vanaand beleef ek U omgee. Ja, Here, vanaand beleef ek dat Christus nie net vir ons gesterf het nie, maar dat daar meer vir ons is wat U aan ons wil gee as wat ons self kan besef. Ons Vader in die hemel, neem U asseblief vanaand elke swakke hand in U sterke hand. Here, dat nie een by daardie deur leeg sal uitstap nie. Maar Here, dat almal hier uit sal stap en besef, dan moet reaksie kom van ons kant af. Ons moet in gesprek tree met U, Here. En my God, net soos wat U al die ander dinge aan ons geopenbaar het, glo ek en ek weet, U gaan hierdie saak ook aan elkeen wat vra. Daarom het U gesê, vra en vir jou sal gegee word. Vir elkeen wat vra, sal U openbaar, Here. Ek weet dit, want U is nie 'n God van geheimenisse nie. U is nie 'n God van tyd nie. U is nie 'n God wat kan lieg nie. U is nie 'n God wat mense behaag nie. U is 'n regverdige God. En ek wil sê, heilig, heilig, heilig is U in die hoogste hemele. En heilig wil ek U naam uitroep vanaand op hierdie aarde en sê, heilig sal U wees in elke lewe, Here. En mag elke lewe U heilig ag, Here. En vir U gaan leef, ook wanneer ons hier uit mekaar uitstap. Here, ek bid U seën op elkeen se lewe af. Ek bid, Here, so wat daardie lied gesing is, dat U altyd by my is. Wees by elkeen, elke oomblik van hulle lewe. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. Geliefdes,